By Kruin verstaan ons dat die lewe dikwels kompleks en uitdagend kan wees. Ons beleef almal tye van pyn, onsekerheid, uitputting en selfs hopeloosheid. In hierdie moeilike oomblikke wil ons by Kruin jou help, deur gebed, ondersteuning, toerusting en 'n ruimte vir groei. Ons nooi jou dus om te kom nes jy is. Hier kan jy Jesus volg. By Kruin doen ons ook meer as net by mekaar kom. Ons doen goed. Ons doen goeie goed wat die gemeenskap help en 'n positiewe effek op ons omgewing het. En ons nooi jou om saam met ons 'n verskil te kom maak, want dit is die roeping van ons geloofsgemeenskap. Huise wat Jesus volg, leef dit. Goeiedag en baie welkom by ons digitale erediens. Ek is Ian en vandag is die eerste Sondag van Lydenstyd. Hierdie Sondag insluitende hierdie Sondag is dit 7 Sondag voor Paasfees, waar Opstandingssondag op die 7de Sondag val. Lydenstyd is 'n baie besonderse tyd van selfondersoek, toewyding en dan natuurlik ook prysgee. Jy kan dalk vir 'n oomblik dink, wat is dit in jou lewe wat jy sal wil prysgee? Dalk iets wat so met die loop van tyd tussen jou en die Here in julle verhouding ingesluip het. Iets wat dalk op ongesonde maniere jou tyd ook opneem. Want julle sien, op die ou ende is Lydenstyd nie veronderstel om net 'n korttermyn effek te hê nie, maar 'n langtermyn, wat ons op die ou ende ook vryer mense maak. Ons tema hierdie Lydenstyd is lam. Nie soos lam nie, maar lam soos skaap. In die Bybel is daar 'n klomp verwysings na skape. Vandag kyk ons dan na die Paaslam, waarvan ons in Eksodus 12 lees. Ek wil begin met die stelling, wil jy regtig vry wees? Baie keer is ons idee van vryheid juist die dinge wat ons tydelik so bietjie vry laat voel. Dinge soos om beheer of mag te hê of om 'n argument te wen, iets wat jou laat beter voel oor jouself. Dit kan selfs fisiese dinge wees wat op ongesonde maniere jou help om met die druk en die stres van die lewe te hanteer. Eksodus 12 vertel ons die verhaal van die eerste Pasga. Die Pasga-ete wat die simbool sou word van vryheid vir Israel. In Engels ken ons dit as Passover en dit is ook natuurlik waar ons woord Paasfees vandaan kom. Die Pasga was 'n bepaalde oomblik in geskiedenis van God se volk. Ons lees aan die einde van Eksodus 12 en ons lees vers 41. Na 430 jaar, presies op die dag waarop die fees nou gevier word, het die hele volk van die Here uit Egipte weggetrek. Dit was die nag waarin die Here ook oor hulle gewaak het en hulle uit Egipte bevry het. Julle sien, vryheid is iets waarna elke mens smag. Maar wat beteken dit om werklik vry te wees? Baie mense leef met 'n gevoel van om vasgevang te wees, vasgevang in gebrokenheid, van skuld en vrees, of selfs omstandighede wat buite ons beheer is. Ander mense dink, hulle is vry, maar hulle leef steeds as slawe wat dinge wat hulle op 'n manier bind, vashou, 'n manier van dink dalk, of dalk 'n houding teenoor iets of iemand, of dalk iets fisies. Klassieke voorbeelde hiervan is sonde, dit wat op 'n manier 'n wig tussen jou en God probeer maak, selfs vrees vir die toekoms, vrees vir mense se opinies, vrees om te misluk, dalk skuldgevoelens, iets wat jy in die verlede gedoen het, wat swaar lê op jou hart en jou gewete, die strewe na mag of rykdom wat nooit werklik bevredig nie. Ironies genoeg is dit ook so dat die goed wat ons baie keer dink vryheid is, eintlik maar net 'n tydelike tipe vryheid is. Die verhaal van die uittog uit Egipte gee ons 'n dieper insig van wat ware vryheid is. Vir die Israeliete was die farao natuurlik die simbool van slawerny, gebondenheid, om vasgevang te voel. Dit was farao. Vir die Egiptenare sou hulle dalk opkyk na hom sonder om eers te besef hoe hulle ook eintlik maar deel maak van hierdie slegte stelsel wat mense onderdruk. Farao is die beeld van iemand wat 'n baie harde hart het, wat nie die wil van God wil aanvaar nie. Ons kan dalk vra, wat is die farao in ons lewe? Wat hou my vas? En besef ek dat hierdie ding of goed, die manier hoe ek dink of optree my vashou? In hierdie verhaal stuur God 10 plaae dan
om Farao en Egipte te tref, elkeen as 'n bewys van God se mag en grootheid oor Egipte se gode. Maar hierdie pla raak dan stelselmatig al hoe erger en Farao se hart al hoe harder. Ons sien dalk so bietjie iets van onsself weer. Hoe gereeld klou ek en jy nie vas aan dit wat ons dink die beste vir ons is nie. Hoe dikwels wil ons self besluit wat reg is, dat ons in beheer wil wees, al wys God vir ons 'n ander pad, 'n ander uitweg. In Eksodus 1 lees ons van Farao wat die ergste ding moontlik doen. Hy gee die opdrag om alle seentjies van die Israeliete in die Nylrivier te gooi. Hulle moes doodgaan. 'n Farao wat niks in sy pad wil hê wat tussen hom en sy mag en sy beheer wil kom nie. Ons lees in Eksodus 12 vers 12 van God se opdrag aangaande die 10de en die laaste plaag wat God stuur. Kom ons lees saam vanaf vers 12. Daardie selfde nag sal ek deur Egipte gaan om al die eerstelinge van die Egiptenaars, mense en dier te tref. Met al die Egiptiese gode sal ek afreken. Ek is die Here. Die bloed aan die huise waarin julle is, sal 'n teken wees. Waar ek die bloed sien, sal ek die huis oorslaan. En die vernietigende slag waarmee ek Egipte gaan tref, sal julle nie tref nie. God doen aan Farao presies wat Farao aan die Israeliete gedoen het. Nou, ons moet onthou, in daardie wêreld het dit so gewerk, dit is 'n oog vir 'n oog in die Ou Testament. Goed en sleg word aan God toegeëien, want God is God. Die groot verskil in hierdie verhaal is, God gee eers 9 waarskuwings en daarmee saam gee God ook 'n uitweg, anders as Farao. As mens nou daaraan dink, hoeveel waarskuwings gee jy vir jou kinders, as hulle dalk moeilikheid aangejaag het? Na 9 plae kan Farao sien hoe sleg die situasie geword het, maar steeds word daar vasgehou. Hierdie laaste plaag is dalk die klimaks. Dit is die klimaks van die stryd om vryheid. God se oordeel tref Egipte baie swaar. Elke kind en dier, die eersgeborene sterf. Dit is 'n teken van hoe ernstig God oor sy beloftes is, dat hy hulle sal bevry. Farao word uiteindelik na hierdie 10de plaag gebreek en hy laat die Israeliete gaan. Dit was toe nie lank nie. Toe stuur hy in elk geval sy soldate om hulle agterna te sit en dan sien ons ook later hoe God hulle daar ook help. Maar selfs in hierdie tragiese gebeurtenis bied God 'n uitweg. En ons lees van dit in Eksodus 12 vers 1 tot 11. In Egipte het die Here vir Moses en Aaron gesê: "Hierdie maand is vir julle die belangrikste maand. Dit moet die eerste maand van die jaar word. Sê vir die hele gemeente van Israel: elkeen moet sorg dat hy op die 10de van hierdie maand 'n lam vir sy gesin het. Vir elke huisgesin een. As 'n huisgesin te klein is vir 'n lam, kan 'n man en sy naaste buurman dit onder mekaar verdeel volgens die getal persone. Julle moet die lam deel volgens elkeen se behoefte. Dit moet 'n jaar oud rammetjie wees sonder liggaamsgebrek, 'n skaap of 'n bok. Julle moet hom goed oppas tot die 14de van hierdie maand. En dan moet die hele gemeente van Israel teen laatmiddag slag. Julle moet die bloed smeer aan die sykante en die bokant van die deurkusyn van elke huis waar julle die lam gaan eet. Nog dieselfde nag moet julle die vleis eet. Julle moet dit gebraai eet saam met ongesuurde brood en bitterkruie. Julle moet dit nie rou of in water gekook eet nie, maar oor die vuur gebraai met kop, bootjies, binnegoed en al. Julle mag niks daarvan tot die volgende môre laat oorbly nie. As daar die volgende môre tog iets oor is, moet julle dit verbrand. Julle moet dit haastig eet, aangetrek vir die reis, skoene aan die voete en kierie in die hand. Dit is die Paasfees van die Here." Hier sien ons, God beveel die Israeliete om 'n lam te slag en die bloed aan hulle deurkusyne en bo te smeer. Waar die bloed gesien word, gaan die doodsengel dan verbygaan. Hierdie bloed het op 'n dieper vlak, 'n dieper betekenis. Dit dui op 'n baie duur prys wat betaal moes word vir redding, vir vryheid. Hierdie bloed is 'n teken van verlossing. Die Pasga lam moes onberispelik wees, hy moes met geen gebreke wees nie, en die lam se bloed het die volk beskerm en uiteindelik was dit die teken van bevryding. Die vryheid kos duur, dit kos 'n lewe.
Interessant genoeg in daai wêreld was bloed beskou, daar's lewe in die bloed. Vryheid is so waardevol soos 'n lewe. Vryheid is nooit sonder 'n prys nie. Die Egiptenare en veral Farao was 'n toonbeeld van mense wat weier om iets prys te gee, selfs al sien hulle die vernietigende effek van hulle manier van leef. Die verhaal van Farao wys hoe hardkoppigheid en hoe sonde 'n mens in gebrokenheid kan hou, maar dit leer ons ook van die magtige bevryding wat net God kan bring. Die volk van Israel was slawe, hulle was onderdruk en sonder hoop, maar die Here het hulle geroep na vryheid. Die Here het hulle bevry. Net soos Farao se hart verhard het teen God, kan ons ook vasgevang wees in dinge wat ons verhinder om God se ware vryheid te ervaar. Sonde, vrees, twyfel, maar God bly getrou. Die interessante is, as ons kyk na Jesus in die Nuwe Testament, en ons lees Johannes 1 vers 29, dan staan daar, en Johannes die Doper praat van Jesus en hy sê, daar is die lam van God, wat die sonde van die wêreld wegneem. In Jesus sien ons die volmaakte lam van God, wat sy bloed moes stort, sodat ons van die ewige dood gered kan word. Net soos die bloed van die lam moes vloei, om redding te bewerkstellig, het Jesus sy lewe gegee as 'n dieroffer vir ons om vir ewig vry te wees van sonde. Vryheid kom altyd met 'n dierprys. In Egipte was dit die lam, die vlekkelose lam, en vir ons is dit Jesus Christus. Ons hoef nie meer lammetjies te slag nie, want Jesus was die volmaakte offer. Jesus het vir ons sy hele lewe gegee, sodat ons vry kan wees, sodat ons kan besef, wanneer ek God toelaat om in en deur my te werk, sal daar nie meer 'n vashou op my wees nie. Dit beteken dat ek en jy nie meer in vrees hoef te leef nie. Ons hoef nie meer gebonde te wees aan ons verlede wat ons swaar dra nie, daai bagasie in ons lewe, skuldgevoelens. Prakties beteken dit dat ons in God se genade en oorwinning kan leef. Ons kan net eintlik toelaat dat God in en deur ons sal werk. Ons hoef nie meer vasgevang te wees in verslawing, bitterheid of onsekerheid nie. Johannes 8 vers 36 gaan verder en gee ons 'n wonderlike belofte. As die Seun julle vrygemaak het, sal julle waarlik vry wees. Hier sien ons dat ware vryheid nie kom deur ons eie pogings om wêreldse oplossings nie, maar deur die persoon Jesus Christus. Deur sy kruisdood en opstanding is ons nie meer slawe van dit wat ons vashou nie. Ons hoef nie meer bang te wees vir die dood of die toekoms nie, want Jesus het reeds oorwin. Ware vryheid is nie om te doen net wat ons wil nie, maar om te leef soos God ons bedoel het om te leef, in verhouding met hom. Jesus se kruisdood en opstanding is nie net hierdie historiese gebeurtenis wat al ver in die verlede gebeur het nie, dit het 'n direkte impak op ons lewe. Baie mense dra swaar aan skuld oor hulle verlede, hulle voel hulle is nie goed genoeg vir God nie, maar omdat Jesus die volle prys betaal het, hoef ons eintlik nie meer so vasgevang te wees en te voel nie. As jy dalk 'n fout gemaak het, hoef jy nie in selfverwyd te bly vassit nie. Baie mense leef in vrees vir die toekoms, vir mense se opinies, vir mislukkings. Maar as jy weet dat Jesus oorwin het, kan jy met geloof en in vrede die toekoms instap. Sonde het nie meer 'n mag oor jou nie. Jy is vry. In lydenstyd, hierdie tyd herinner ons daaraan dat ons bevryding nie sonder 'n prys gekom het nie. Dit vra van ons om te besin oor Christus se offer en ons eie lyding en selfopoffering as deel van ons geestelike pad. My gebed is dat mag hierdie lydenstyd, hierdie jaar in jou lewe 'n besonderse geseënde tyd wees, waar tydens jy oop sal wees vir God om jou te verander, waar jy sal besin oor dit wat jou vasbind en dit wat jou terughou, en mag jy weet dat God jou bystaan en jou wink na vryheid, want die prys is reeds betaal. Amen. Kom ons bid saam. Here Jesus, Here dankie dat ons so deur die Bybel kan blaai en sien dat Here daar in Eksodus dat 'n vlekkelose lam gebruik was om 'n dierprys te betaal
vir vryheid. Here, en as ons in die Nuwe Testament kyk, dan sien ons in Johannes se woorde dat U die lam van God is. Here, dat U die een is wat U lewe neergelê het vir ons, sodat ons nie meer vasgevang hoef te wees in sonde en dit wat ons vashou en terughou in die lewe nie, maar dat U ons bevry het. Here, ek bid dat daar waar goed ons vandag vashou en onderkry en terughou, Here, dat U in en deur ons sal werk, dat U ons die krag sal gee en dat ons sal weet dat ons reeds vrygekoop is. Here, dat hierdie goed nie meer hou vas op my sal hê. Here, ons bid vir U hulp en die krag vir hierdie lydenstyd dat ons saam oor U lewe sal besin. Ons bid dit in U naam alleen. Amen. Ontvang ook dan nou die seën van die Here. Mag die genade van die Here Jesus Christus, die een wat ons kom wys het hoe 'n vol lewe lyk. Die liefde van God ons Vader wat sy liefde in soveel oorvloed vir ons gee. En die konstante teenwoordigheid van sy Gees wat in jou bly en in jou werk, met jou wees. Amen. Kryners, ons is reg en sien uit om saam met julle huise te wees wat Jesus volg en dit te leef. By Kruin weet ons, die lewe is kompleks en gaan ons spasie skep waar jy kwesbaar kan wees en binne sulke veilige ruimtes groei en balans in jou lewe kan inbou. Hier is 24 verskillende groepe of bedieninge waarby jy kan inskakel. By party kan jy met jou gawes en passies kom dien en 'n verskil maak en by ander kan jy inskakel en met ander connect omdat jy dieselfde behoefte of belangstelling deel. Hier is iets vir elkeen om aan die liggaam van Christus deel te kan neem. Hier is ook vir jou geleentheid om lewensgroei te beleef deur hulp en ondersteuning vir die areas in jou lewe waar jy dit nodig het, soos met rousmart en versorgingsondersteuning of egskeidingssorg, ons kursusse, huwelikskursus, ouerskapkursus, Bybelskapkursus. Hier is iets vir elkeen om by in te skakel. By Kruin is ons baie gefokus op ons groeigroepe. Groeigroepe is iets wat in die middel van die week gebeur, waar ons Kruiners die geleentheid gee om in te skakel, saam met hulle vriende, saam met hulle bure, om saam oor die Here te dink. Dis 'n geleentheid waar hulle kan leer en groei in die geloof, en ons maak dit so maklik as wat ons kan. Ons gee vir jou materiaal elke week, in 'n kwartaal kry ons 5 weke, en dit is 'n wonderlike geleentheid om net weer dieper in geloof te groei. By Kruin het ons ook belangegroepe waar jy kan kom nes jy is en binne jou belangstelling behoort en aan 'n groep wat dit saam met jou kan deel. Dit is ook 'n lekker plek om mense na toe te nooi om saam die lewe te kom geniet. Kruin belangegroepe gaan dus oor kom, beleef, geniet en nooi. By Kruin doen ons goed, waarmee ons bedoel dat ons aktief, prakties en sinvol as Jesus se liggaam betrokke is, deur dinge te doen wat werklik 'n verskil maak en impak maak in ons gemeenskap. Ons fokus daarop om 'n gemeente in die gemeenskap en vir die gemeenskap te wees en 'n positiewe verskil te maak in ons gemeenskap deur goeie dinge te doen, maar ook ander te inspireer om dieselfde te doen. Want dan leef meer mense met hoop, egtheid en vertroue, en dan begin die gemeenskap anders lyk. Ons hoop is dat Kryners se stories en hoe hulle Jesus daarin beleef, die liggies van hulle huise word, sodat dit sigbaar kan word vir die res van Kempton Park. Wanneer mens 'n ligfoto van ons gemeenskap sou neem, moet al die huise wat Jesus volg en dit leef, waar hulle bly, werk en speel, se lig duidelik sigbaar wees. En dan sal ander in die gemeenskap wat nog soekend is, vir wie die donkerte van die lewe soms te veel is, deur hierdie lig van Jesus wat deur Kryners uitgeskyn word, deur dit aangeraak word. Dit is hoe hoop en liefde sigbaar word in ons gemeenskap.